26 gegee het, is Jeremia 15 vers 16, waar die profeet praat, en hy sê dat ek het God se woord gevind, en ek het dit geëet, en het het vir my geword 'n vreugde, en hy praat van die wat oor wie se naam, God se naam wat oor elkeen uitgeroep is. En die 4 woorde wat die Here vir ons gegee het vir 2026 is die 4 woorde. Dus die Engels is discover, digest, delight, en die 4de een, identity. Baie dankie daarvoor, identity, nee. Maar in Afrikaans is die 4 woorde wat ons gesê het, dit is vind, verteer, vreugde of verheug, of wat 'n gelukkige woord jy wil kry, en die laaste ene is van. Okay, en van kom van wat is ons van? Wat is ons identiteit? Aan wie behoort ons? Nee. Okay, die vinnig hersiening gegee van waar dit gaan. So Maart maand is ons maand. Dankie, ek is jammer, ek probeer som hierdie ouetjie op te hou. Ekskuus, ek moet maar wys, want ek probeer hard nie, maar hy baie keer gebeur dit net. Ek kan nie so wat dit help nie, want dan vat dit fokus af van nou wat ek hier staan en probeer. So sorry dat ek nou maar so reguit is. Ek wil dit net gedoen kry aan beweeg, want ek moet fokus op wat die Here wil sê vanoggend. Okay, so vanoggend wil ek met julle gesels oor, dis die eerste in die woord in hierdie maand waar ons gaan praat oor vertering. En dit gaan eintlik, maar wat is dit om te verteer? Dit is om iets in te neem en te eet, nee. Dit gaan oor eet. En ek wil vanoggend bietjie met julle gesels uit die woord oor die belangrikheid van wat ons eet. En julle gaan vanmôre hoor, wanneer ek praat van die belangrikheid van wat ons eet, ek is nie besig om te gesels van kalorieë en fisiese dieete nie, alhoewel ek bietjie van dit gaan gebruik om ons sekere konsepte te help verstaan, maar dit gaan daaroor wat is ons besig om geestelik te eet. Okay. So, wat nogal interessant is, toe ek die woord begin ondersoek het, rondom eet, toe besef ek, dat die eerste kom ons noem dit nou maar 'n waarskuwende opdrag wat die Here vir die mens gegee het in die woord, het gegaan eet. So, miskien as julle vir ons al die skrif kan oopmaak in Genesis 2 van vers 15 tot 17, Tashin. Wow! Fancy. Ek like hierdie, dit is, ons gaan op in die wêreld hier, so ek like die klere wat julle hier so. So, ek gaan vir julle hier so lees vanaf hierdie kragstelsel. Dit is ons 'n kragpunt, nee, wat is 'n kragpunt? 'n PowerPoint, is 'n kragpunt, nee, okay. Die Here God het die mense in die tuin van Eden aangestel om dit te bewerk en te versorg. Maar die Here God het hom gewaarsku. Jy is vry om van enige boom in die tuin te eet. Hoor daar? Jy is vry om te eet van enige boom. Hier is die waarskuwing. Maar van die boom van kennis van reg en verkeerd mag jy nie eet nie. As jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. So die eerste plek in die woord waar God 'n opdrag gee, waar hy vir die mens sê om iets nie te doen nie, sê hy vir hom, moenie van die boom van goed en kwaad, van kennis, moenie daarvan eet nie. Wat God dadelik al vroeg in die woord vir ons en in die skepingswerk duidelik bekend wil maak, is om vir ons te sê, wees baie waaksaam, jy is gewaarsku oor dit wat jy eet. Jy moet seker maak oor dit wat jy eet, want soos ons weet, dat wanneer ek praat van die boom van kennis, van goed en kwaad, het dit alles daaroor gegaan, dat die mens gekies het om 'n opdrag wat God vir hom gegee het, te verontagsaam. Dat die mens gekies het om te eet van die boom van die lewe van goed en kwaad, wat gegaan het daaroor, dat die mens besluit het, dat hy onafhanklik van die lewende God wil funksioneer en optree. En soos ons almal weet, dat toe hulle hierdie keuse gemaak het om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad, het dit hulle die paradys gekos. En hulle is uitgewerp. So, dis ontsaglik belangrik dat ons besef dat ons dieet is belangrik. Ons dieet, wat ons eet, is baie belangrik. Weereens, ek praat nie van fisiese kos nie. Maar die vraag is, wat is ons dieet? Wat is dit wat ons besig is om elke dag ons stapel voedsel te maak?
Is ek besig om stapel voedsel te maak, of het is om in een of ander vreemde teorieë wat konstant op sosiale media blootgestel word, is ek besig om konstant daarvan te eet en in 'n plek van vrees en in 'n plek van wanorde te funksioneer en te beweeg? Is ek besig om te dieet? Is ek besig om te eet van News24? Is ek besig om te eet van soveel dinge waarmee ek my gedagtes vul, wat 'n impak het oor hoe ek oor die lewe daar buite dink en hoe ek dink oor wat die vermoë is van die een wat heers en die een wat ek dien? Wat is dit wat jy eet? Wat is dit wat jy jou stapel voedsel maak en waarvan jy op 'n konstante basis eet? Jy weet, ek is vrydag is ek by 'n atletiek event. Wat is by jou atletiek byeenkoms en te hoor van, ek weet nie wat se te hoor. Wat was dit geweest, maar is dit nie te hoor? Kan nie sê is van Pretoria nie, want ek seker al wat was ander in te hoor op Pretoria, maar in elk geval. En ek beleef daar 'n wêreld, 'n lewensuitkyk wat anders is as die waarvan ek lees in hierdie boek. Want mense word blootgestel aan 'n manier, 'n ding van sekere goed, 'n waardestelsel waar sekere goed vir mense belangrik is, wat die wêreld vir hulle voorhou om belangrik te wees. Of dit gaan oor materiële rykdom, besittings, status, hoe ek lyk, al hierdie dinge waarvan ons konstant eet en waaraan ons blootgestel word deur sosiale media, en dit het 'n impak oor hoe ons kyk na die lewe. So wat ons eet is nogal belangrik. Daar's 2 ander plekke in die Bybel wat ek julle na toe wil vat. Miskien kan ons aan die eerste storie toe gaan, Genesis 25. Ons hang bietjie uit vermoere in Genesis en dan vir die coup de grace gaan ons na Johannes toe gaan, Johannes 6. Okay. Ons begin altyd by die opbou en dan sit ons daai kersie op die koek nie. Die kersie op die koek gaan Johannes 6 wees. So wil jy vat na Genesis 25. So hier is 'n baie jy is op Genesis 30. Maar ons kan hom eers doen. Okay, daar is hy. Ek is nie alles aan die boel. Okay, kom ons doen eers die storie, bekende storie van die 2 boeties van Jakob en Esau. Nou basies soos almal van julle weet, Esau was die oudste boetie en as gevolg van die feit dat hy die oudste boetie was, wat was sy reg gewees? Eersgeboorte, hy het die eersgeboorte reg gehad. Okay. Wat beteken hy het 'n groter seëning gehad as die tweede boetie. Okay, of enige ander kinders wat sou volg. En so hy was die oudste gewees, maar op 'n dag sê dit Esau het van die veld afgekom. Moet ons opgeëindig? Okay. Esau het van die veld af, so ek gee gou konteks. Esau het van die veld af gekom, hy was ontsaglik honger, hy gaan jag, Nikus, hy is nie suksesvol jagter soos jy nie, hy het niks geskiet nie, okay, profetiese woorde af vir jou, okay, en hy het teruggekom van die veld en hy was honger gewees, en want hy het niks gehad, hy kon iets gevang kry nie, en die volgende gebeur. Kan ons dalk, het ons nog 'n paar versies terug dalk, of het ons net 3 versies? Okay, so basies wat gebeur het is, hy het na sy boetie toe gegaan, sy boetie het 'n pot sop gemaak, okay, die goed genoem, dit was sulke rooi goed gewees, okay, en hy was ontsaglik honger, en hy het vir sy broer gesê, Jakob, kan ek van jou sop kry? En Jakob, dit sê ons, hy het van die veld af teruggekom, vers 30, het sê, Esau sê toe vir Jakob, gee my tog van daardie rooi goed, sê dat Esau is nog wel respek gehad vir die goed, nie. Hy sê, want ek wil doodgaan van die honger, het jy al so gevoel, ek wil doodgaan van die honger, as ek onthou toe my kinders klein was, want hulle vir 2 uur nie geëet nie, ek wil doodgaan van die honger, nee, jy is nie dis vir iets. Esau sê toe vir Jakob, gee my tog van die rooi goed, want ek wil doodgaan van die honger. Dis hoe Esau toe sy ander naam gekry het. Edom, wat rooi beteken. En daar is so 'n waarskuwing vir ons, hè. Daai goed wat jy begeer in die oomblik van swakheid, wees waaksaam dat jy dit nie word nie. Okay. Edom wat rooi beteken. Jakob het hom geantwoord, dis alles goed en wel, maar dan moet jy jou regte as oudste seun in ruil daarvoor gee. Kyk, ons gaan aan vers 32. Hoor wat sê hy, wat maak dit saak? Ek is tog op die punt om van die honger te sterf.
wat beteken my eerstgeboortereg dan vir my? Jakob het egter daarop aangedring, lê 'n eed af dat jou regter nou myne word. En Esau het dit eed afgelê en so sy eerstgeboortereg as oudste aan Jakob, die jongste verkoop. Toe gee Jakob vir Esau brood en soep. Hy het geëet en gedrink en weggegaan. Asof sy eerstgeboortereg vir hom niks beteken het nie. Die engel sê, he despised it. Hy het verag. In 'n oomblik van swakheid. En ons weet wat hierna gebeur het. Ons ken die storie van hoe Jakob gegaan het en sy pa eintlik bedrieg het en hy die eerstgeboorte seëning van sy pa gekry voordat hy gesterf het en hoe Esau toe ook 'n seun gekry het. Maar dit was 'n seun wat onderhewig was aan die seun van sy jongste boetie. Maar wat ek julle wil sê vanoggend is dat ons waaksaam sal wees waar ons in so konstant in die vlees beweeg dat ons waaksaam sal wees dat in 'n oomblik van swakheid, in 'n oomblik van waar ons hierdie begeerte het vir 'n nou, vir 'n dadelik om nie ons eerstgeboortereg te verkoop vir daai rooi goed nie. Want die prys wat ons kan betaal, of die prys wat ons moontlik gaan betaal, kan ons lewe kos. Daar's 'n tweede storie in Genesis 30. En hierdie is ook eintlik 'n baie interessante storie. En hierdie storie gaan ook oor hierdie familie. En dit gaan oor Jakob, wat ons nou net oor gelees het, wat die een was wat die seëning gekry het, want soos julle weet, het hy 'n groot seëning gehad, die feit dat hy vir homself 2 vrouens gewen het, en byvroue ook gewen het, ons ken die storie, en uit is die volk van Israel gebore. Die 12 stamme, die 12 kinders. Maar wat basies gebeur het, is hier was die 2 vrouens van Jakob gewees. Die een se naam was Rachel, en die ander een se naam was Lea, dis korrek, nou. En hierdie 2 vrouens het 'n lewenslange stryd gevoer, hulle was 2 sissies, 'n lewenslange stryd gevoer vir die, kom ons noem dit nou maar, vir die liefde van een man. En ons lees hoe Lea, wat eintlik die minder gunsteling enetjie was, of minder gunsteling vrou was, as mens dit so kan stel, dat sy die ene is wat God vrugbaar gemaak het om kinders voort te bring. Ons lees in die woord daarvan dat sy geboorte gegee het aan 4 seuns en Rachel kon nie swanger word nie. Sy was nie vrugbaar gewees nie. Op daai stadium nie. En wat gebeur het is, op 'n stadium, op een dag, sy was toe teen daai tyd al baie gefrustreerd oor sy nie kan kinders hê nie, sy het met Jakob beklei, hoekom kan ek nie kinders hê nie, en Jakob se woord daarna was, dink jy nou dat ek God is? Dat ek hierdie vir jou kan maak werk? En in haar frustrasie doen Rachel iets om 'n manier te probeer vind om haar probleem op te los. En ek wil julle vat na hierdie skrif toe, van wat hierdie gebeurtenis. So hierso by die mannekant het ons geleer dat wanneer ons praat van iets uit die Bybel uit, dis nie 'n storie nie, dis 'n gebeurtenis, okay. Dis anders. Gebeurtenis beteken, hier is nie net 'n storie wat iemand opgemaak het, die gebeurtenis beteken dit het gebeur. Okay. Dis 'n werklikheid, okay. So hierdie was 'n gebeurtenis wat plaasgevind het en ons lees van dit in Genesis 30 vers 14. Nou Reuben, wat ons nou hiervan gaan lees, hy was die oudste seun. Dis my idee, iets gesien. Hierdie was die oudste seun gewees van Jakob. Okay. En interessant van hierdie man as die oudste seun, hy het ook maar bietjie droog gemaak. Hy het selfs met een van sy pa, dit was actually Rachel, sy tannie basies, sy byvrou, hy het met haar
seks gehad. Hy het 'n verhouding, kan jy goed graag sien. Of weet jy, kan jy dit glo? En dit sê hierso, ek wil julle vertel wat hierso gebeur het. Dit sê hierso, eendag het Ruben tydens die oestyd op liefdesappels. Nou die Engelse woord is mandrakes. So miskien voordat ons verder gaan, het julle vir ons daai prentjie van hoe 'n liefdesappel lyk. Ek wil vir julle net 'n visuele voorstelling gee van hoe 'n liefdesappel lyk. En dan kan ons hierdie storie verder lees. Weet jy of nog nie, anders gaan ek dalk eens verder lees. Nee, dis nie daai ene nie. Dis daai appel. Daai is alle appels. Daar is 'n voorstelling, dit is nou daai is nou 'n prentjie, maar dit is min of meer hoe 'n liefdesappel lyk. Okay. So sien jy hoe lyk hierdie ding? Dis 'n redelik interessante vorm. Jy kan julle sien dit het eintlik al die vorm van 'n vreemde mensie. Kan julle sien my beentjies en armpies. Iemand het besluit om 'n neusie op te teken ook in 'n gesiggie, maar dis nou nie noodwendig so nie. Okay, dankie. Julle kan weer teruggaan na die skrifgie. So ek wil net vir julle voorstel wat hy. Maar wat hulle geglo het rondom hierdie liefdesappels of mandrakes, wat hulle geglo het dat dit die vermoë gehad het om vrouens meer vrugbaar te maak. Okay, so dit was die geloofsoortuiging wat hulle gehad het rondom hierdie. En dit sê so eendag het Ruben tydens die oestyd op liefdesappels in die veld afgekom. Hy het dit vir sy ma Lea gebring. Rachel pleit toe by Lea om daarvan vir haar te gee, want Rachel was desperaat. Sy was desperaat vir vrugbaarheid. Sy was desperaat vir 'n kind en in haar desperaatheid het sy gesê, laat ek hierdie probeer. Laat ek van hierdie goeders eet, want ek wil vir my man Jakob kinders gee. En dit sê hierso, maar Lea het haar vererg en gesê, is dit nie genoeg dat jy my man gevat het nie? Nou wil jy nog boonop my seun se liefdesappels ook vat. Rachel sê toe vir haar, hy kan vannag by jou slaap in ruil vir die liefdesappels. Daardie aand, toe Jakob by die veld tuis kom, gaan Lea hom tegemoet. Jy moet vanaand by my slaap, sê sy. Ek het daarvoor betaal met die liefdesappels van my seun. Jakob het toe by haar geslaap. God het haar gebede verhoor en sy het weer swanger geword en geboorte gegee aan 'n 5de seun. So hoor jy wat hier gebeur? Toe backfire hierdie planne bietjie, want nie net toe Lea by Jakob gaan slaap, wat dit sê so, sy het 'n 5de seun gehad. En ek weet nie of daar nog verse is nie, maar dit sê die volgende vers, daar was 'n 6de seun, en raai wat die volgende weer, daar was selfs 'n dogter gewees. En haar naam was Dina gewees. Okay. So, soos Rachel in haar desperaatheid iets probeer doen het, om iets te eet, wat eintlik gekom het van 'n bron af, wat van die wêreld af was, want onthou, Ruben was 'n man van die wêreld gewees. Ruben, soos ek vroeër gesê, het dinge aangevang, wat totaal en al uit lyn was met die woord van God. En daarop het Rachel in haar desperaatheid geëet van iets wat op die einde van die dag net dood voortgebring het. So ek deel hierdie met julle om ons eintlik 'n waarskuwing te rig dat ons sal begin om dinge te eet wat lewe voortbring en nie dood nie. Laat jou dieet dinge wees, soos Genesis 9 vers 3, waar God vir Noag gesê het, toe hy gesê het, alles wat kruip, beweeg en lewe, moet jy van eet. En ons het eintlik 'n belangrike vers, want hy praat letterlik daarvan, eet wat lewe. Moenie eet wat dood is nie. So wat ons eet is belangrik. En is tyd, Southern Gate, dat ons die eet begin in lyn kom met dit wat God vir ons in sy woord wil gee. Dat ons sal begin eet, dat ons sal toelaat om te verteer en in te neem dit wat hy vir ons het. Om te sê, ek verstaan dat daar 'n siekte is. Ek verstaan dat daar 'n beproewing is. Ek verstaan dat daar 'n uitdaging in hierdie verhouding is waarin ek staan. Maar weet jy wat? Die God wat ek dien, is groter, is sterker, is hoër, is beter en tot alles in staat. Daarom staan ek op elke beloftes van die woord van God. Weet jy wat?
Verlede week net ons van die mannekamp afkom, of voor die mannekamp, daar was 'n jong seun wat so toe gegaan het, een van Leon se vriende. En ek dink dit was eintlik aan die einde van die kamp. Ek sê vir die ouetjie, weet jy wat, dit was great en dit was wonderlik, en ek sê vir hom, weet jy wat, volgende keer, as sy pa hom kom oplaai en kom aflaai, en ek sê, weet jy, volgende keer, hopelik volgende keer kan jou pa ons join om saam te kom. Hy kyk my sussie, oom, weet jy, dit gaan gebeur mee. Ek sê vir hom, besef jy, die God wat jy dien. Want ek wil vir jou nou sê, ja, en die vleeslike gaan jou pa nie kom nie. Ek wil vir jou nou sê, die God wat ek dien, is in staat. Die God wat ek dien, is in staat. Die man wat vanoggend hier voor julle staan, daar was baie keer wat ek glo mense gesê, hy sal nie, weet jy wat, hy is te ver weg, hy is te diep in die sonde, hy is so te gekant teen die Here. Vandag staan ek hier, vandag sit, ek glo elkeen van ons hierso, as getuienis van die grootheid en die almag van die lewende God, wat ons uit die duisternis onttrek het en opgelig het in sy wonderbare lig. So ek wil vir julle sê, vir môre, Southern ons moet begin eet. Ons moet die regte dieet begin eet, soos Daniel. In Daniel 1, waar ons lees hoe hy in ballingskap weggevoer is, en daar vir hom gesê is, daar is vir hom 'n sekere dieet voorgesit vir hom en sy 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, en het gesê, kom eet, die koning wil vir julle sekere kos voorsit wat julle moet eet, laat julle slimmer, sterker, beter sal wees, want hierdie goed, volgens die wêreldse periodieke en volgens die wêreldse stelsel, is die goed wat jy nodig het om vorentoe te gaan, om op te gaan in die lewe. Maar Daniel het gesê, ek sal my nie verlustig aan hierdie wêreldse, wat is die Afrikaanse woord vir delicacies, lekkernye, ek sal my nie verlustig aan die lekkernye van hierdie wêreld nie. En toe hy dit gedoen het, toe sy vriende dit gedoen het, het sê daar, na 'n proeftydperk van 10 dae, het hulle beter gelyk as al die ander mans, wat van die dieet van die koning van Babel geëet het. So ek wil vir julle sê, ons dien 'n God. Die wêreld sê vir ons eet so, doen die, kry hierdie agter jou naam. Ek wil vir jou sê, die God wat ek dien, is in staat om bo al die dinge uit te styg, want hy is die maker van al die akademie, al die goeders wat mense vir ons wil voorhou, die enigste manier is om vorentoe te beweeg. Ons dien 'n lewende God. Amen. So kom ons eet van die goed wat ewigheidswaarde het. Nou sit die kersie op die koek, sê hulle reg vir Johannes 6. So weer eens gaan ek vir julle konteks gee. Jesus en sy disippels is in die veld en daar kom mense en Jesus doen hierdie wonderwerk. Dit sê daar was 5000 mans gewees. So hoeveel mense dit was, weet ek nie. Daar was kinders, daar was vrouens en dit sê daar so dat Jesus het met sy disippels gepraat en hulle het gehoor dat daar 'n seun was wat 5 broodjies en 2 visse gehad het. En Jesus het 'n dankwoord uitgespreek, vir het gebid en die disippels het begin en die wonderwerk is versprei. En dit sê daar dat al 5000 mans en al die ander wat was, is nie net gevoer nie. Die woord sê, inteendeel het sê, na die tyd het hulle 12 mandjies. Dit was nog interessant, die feit dat daar 12 disippels was, nee, daar was 12 mandjies wat opgeneem was, en iets het gebeur. Wat het gebeur? Die mense het 'n wonderwerk gesien, maar wat was die fokus gewees? 'n fisiese behoefte is bevredig. En uit daai plek uit wil ek ons vat na hierdie storie wat nou basies hierdie gebeurtenis gevolg het, waar Jesus, dit sê dat Jesus het oorgevaar na die ander kant van die meer en die mense was desperaat om agter hom aan te kom. Gaan sommer verby, gaan vir ons sommer na vers 26 toe. So al die mense toe nou aangekom en hulle het vir Jesus gevind. 26 asseblief. En dit sê die volgende. Ja, sê. En dit sê, en Jesus het hulle geantwoord, want hulle was verbaas, hulle het hom gesoek, toe kry hulle hom, toe sê soos, o, hier is jy. Ek
Okay, so asof hulle hulle plan was om reg te soek nie, weet. En Jesus het hulle geantwoord: Ek verseker julle, julle soek my op, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moenie werk vir die kos wat vergaan nie, maar vir die blywende kos wat lei tot die ewige lewe. Dit sal ek, die Seun van die mens, aan julle voorsien, want God, die Vader, het my daartoe bestem. Weet jy maar, ons gaan nou verder aangaan, ek wil gou hieroor gesels. Jy sien, gaan net terug, julle kan maar wat ek wil daaroor praat net, asseblief, so wil sê. So Jesus het hulle geantwoord: Ek verseker julle nie. Jesus het reg deur hulle gesien. Want hoekom het hulle agter Jesus aangekom? Hulle het nie agter Jesus aangekom omdat hulle nog 'n wonderwerk wil sien nie. Jesus, hulle wou 'n wonderwerk sien, maar waar het gegaan? Dit het nie gegaan oor die wonderwerk, dit het nie gegaan oor die wonderwerker nie, dit het gegaan oor die produk van die wonderwerk. Ons magies is nou weer leeg, ons het gisterand geëet, ek is nou weer honger, ons is hierso. Wat gaan jy vandag vir ons doen? Wat gaan jy vandag vir ons doen? Want jy is daai hemelse bakker. Wat iets vir ons vandag gaan doen om ons fisiese behoeftes te bevredig. En hy sê vir hulle, hy kom ontbloot eintlik hulle harte, en dit is nogal snaaks hy ontbloot dit, maar dit is soos, whatever, weet soos, hoe kees? Julle, ek het nou 'n behoefte, jy moet nou my behoefte vervul, ek is nou honger, ek is nou frustreerd, Here, ek het nou 'n werk nodig, Here, ek het nou 'n vrou nodig, Here, ek het nou 'n man nodig, Here, ek het nou nodig om versoen te word met my kinders, Here, ek het nou, die Here sê, hy sê, jou fokus is verkeerd, hy sê, moenie fokus op die wonderwerk nie, moenie fokus op die produk van die wonderwerk nie, hy sê, fokus op die wonderwerker. Dit is waarop ons moet fokus, wanneer hy by woord sê, hy sê, julle kop is op die verkeerde plek, want die realiteit is alles, daai brood, daai dinge wat die Here jou gee, die bron van dit alles, is hy self, dis Jesus Christus van Nasaret. Hy sê in vers 27, julle moenie werk vir die kos wat vergaan nie, net weer terug, maar vir die blywende kos wat lei tot die ewige lewe. Hy sê, moenie werk vir die kos wat vergaan nie, moenie hierdie verkeerd verstaan nie, Jesus is nie besig om te sê, moenie werk nie. Dit gaan daaroor, wat is prioriteit? Soek allereers die koninkryk van God. Ek wil vir jou sê, dat jou voorsiener, julle, is nie jou besigheid nie, is nie jou baas nie. Dit is Jesus Christus van Nasaret, hy is die bron van voorsiening. Dit sê nie in die woord vir ons in Genesis 22, ons lees daarvan, en daar waar Abraham gaan, om sy seun Isak te offer, lees ons vir die eerste keer van die woord, waar die woord voorsiening fisies gebruik word, in Genesis 22 vers 8, dit is actually 22 vers 8 en dan 22 vers 14, hoef nie daartoe te gaan nie, ek gaan sommer nie daar gesels, okay. En ek praat daarvan, dat Abraham en sy seun was op pad, na die berg Moria, om te offer. Hy was nie bewus gewees, dat hy die slagoffer gaan wees nie, en soos hy opgegaan het Isak vir sy pa gevra, ek sien die hout, ek sien alles wat ons nodig het vir die braai, maar waar is die lam? Waar is dit wat ons gaan offer hierso? En wat was Abraham se woord? Dit is die eerste keer wat ons lees van waar die woord voorsien, the word provide comes in the Bible, waar dit sê, waar Abraham sê, moenie bekommer nie my seun, die Here sal voorsien. En wat vir my interessant is, toe ek daai gedeelte so paar jaar terug gelees het, toe besef ek, die eerste plek in die woord waar God van voorsiening praat, is nie voorsiening van wat gaan ek eet vanaand nie. Die eerste plek waar ek in die woord lees van voorsiening is waar God sê, ek gaan 'n substituut gee, ek gaan 'n paaslam gee, ek gaan 'n plaasvervanger gee om vir my seun, of vir die seun te sterf. En net so, as ons na die voorbeeld kyk van Isak en van Abraham, sien ons hoe Jesus Christus
die paaslam was, hoe hy die substituut was, hoe hy die ene is wat in ons plek kom sterf het, sodat ons kan lewe. So wanneer die Here praat oor voorsiening in die woord, uit die konteks uit, gaan dit daaroor, dat hy vir ons eintlik sê, ek sal vir jou voorsien. Ek het vir jou voorsien deur my seun Jesus Christus van Nasaret. Hy is die voorsiener. Glo jy dit vanmôre? Glo jy dat Christus Jesus van Nasaret die voorsiener is? Hy woord sê, hy sal vir jou alles gee wat nodig is vir lewe en goddelikheid. Dit sê daar die einde vers 27. Hy sê daar, maar vir die blywende kos wat lei tot die ewige lewe, dit sal ek, die seun van die mens, aan julle voorsien. Want God, die Vader, het my daartoe bestem. Weet jy wat beteken daai? Die Engels praat van the Lord God has set his seal upon me. Dit is eintlik baie mooi in die Engels, maar dit sê eintlik daarso, hier probeer hulle, hier in die nuwe lewende vertaling, probeer hulle dit eintlik baie meer verstaanbaar maak, maar as jy die Engels kan inbring, dit sê eintlik, God het sy handtekening, sy seal, sy goue ring, het hy op Jesus kom sit, wat die autoriteit het, om vir ons die prys te betaal, en vir ons sondes aan die kruis te sterwe. Dis hy! Dus soos wanneer jy 'n vrywaringsbrief nodig het, wanneer 'n kind 'n vrywaringsbrief nodig het van 'n ouer, daai kind kan nie op daai toer gaan as daai ding nie geteken is deur 'n ouer nie. So is Jesus Christus die vrywaring wat ons ontvang het. Hy is die stempel. God het sy eie stempel op sy seun gesit, wat vir ons die prys betaal het, en gekom het om vir ons die ewige lewe te gee. Onthou dit! Onthou dit dat hy gekom het om dit vir ons te gee. Nou kan jy maar aangaan na 28 toe, asseblief. Hulle het toe vir hom gesê, en hoe gaan ons alweer? Hier, ek is nog maar vooraf gefrustreerd met die ons, hoor hierso. Want dit klink soos myself. Dit sê ons, hulle het toe vir hom gesê, wat moet ons doen om God se wil uit te voer? En Johnny, ons doen dit, nee. Want weet julle wat doen ons? Weet julle wat doen ons? Ons sê, wat moet ek doen? Want ons is van kleins af gekondisioneer, van kleins af het ek my kinders geleer. Weet jy wat? As jy al jou kossies in jou bord opeet, nee, as jy dit doen, dan mag jy daai sweetie kry. So van kleins af het ek hulle verkeerd gekondisioneer om hulle te sê, julle moet perform. As jy hierdie doen, gaan jy daai kry. Daar is jou beloning. En ek kan sê kom uit 'n goeie plek en dit was nie die regte manier gewees nie. En dis ons probleem, ons almal is so gekondisioneer en gesê, as jy iets reg doen, kry jy. Ek wil vir jou sê, daar's niks wat ons kan doen om die ewige lewe te verkry nie, behalwe deur vers 29 waar Jesus sê, glo in hom, glo in hom, glo in hom. Al hoe ons dit kan verkry is deur geloof in Jesus Christus van Nasaret. Gistermiddag sit ek met 'n persoon en die persoon huil voor my. En sy sê vir my, ek voel baie keer so onwaardig dat ek doen so min vir hom. En sy praat van die Here. Sê vir haar, jy's reg. Jy is nie waardig nie. Maar ek ook nie. Net so dat jy weet, sê vir haar, ek ook nie. Niemand van ons is nie. Jesus was die enigste een wat waardig genoeg was en hy die prys betaal. Dis nie meer jy wat moet probeer om deur sekere hoepeltjies te spring en te bereik nie. Die woord sê glo. Jesus sê glo. Dis hoekom hy sê in Hebreërs 11 vers 6. Hy sê sonder geloof is dit nie moontlik om God te behaag nie. Dit beteken al hoe ek God, kom ons sê nou maar gebruik nou maar die woord vir 'n lekker beter woord, hoe ek God gelukkig kan maak is deur geloof en om te glo. Daar's geen werke wat ek kan doen nie. Beteken dit ek moet dit nie doen nie? Nee. Ons moet uitstap en maar dit kom uit 'n ander plek uit. Dit kom uit 'n plek van verhouding en dis waar ons nou beweeg. As ons verder lees. En hoor die ouens. Dis soos Jesus begin dieper te gaan nie. So hy sê glo. Hulle hoor dit en dan sê dit soos okay, sê vir hom, watter wonderteken doen u dan? So ons kan sien dat tot geloof nie kan kom. Nie gaan ons alweer. Wys ons wil sien. Wat besonders doen nie vir ons? Ons voorvaders het tog manna in die woestyn geëet soos daar geskryf staan. Brood uit die hemel het aan hulle gegee om te eet. Hulle het toe vir hom gesê, meneer, gee altyd vir ons hierdie brood. En hierso is ons sleutelvers vanoggend.
Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie. En wie op my vertrou, sal nooit weer dors kry. Ek wil vir julle sê vanmôre, luister mooi na hierdie. Bo alles het Jesus nie gekom om ons brood te gee nie. Hy het gekom om brood te wees. Ek wil julle moet hoor, Jesus het nie gekom, primêr, hy het ook gekom om ons brood te gee. Hy is die voorsiener, okay, hy is die voorsiener. Alles wat jy het, die feit dat jy vanoggend, dat jy vandag iets kan kry om te eet, die feit dat jy enige goeders het, dis as gevolg van hom, dis as gevolg van sy lewe en dit wie hy is. Maar ek wil vir julle sê, Jesus primêr het nie gekom om brood te gee nie, primêr het hy gekom om brood te wees. En waaroor dit gaan, dit praat van oor 'n intimiteit, want wat is brood? Brood was maar net 'n term wat gebruik is as ons nou brood, as ons praat van om iets te eet. Gewoonlik waar ons kop gaan as ons dink aan kos, dan dink ons aan wat is 'n stapel voedsel? Dis brood. En ek wil vir julle sê vanoggend dat Jesus Christus van Nasaret, die ewige skuilplek, die een wie se arms onder ons rus, hy moet jou stapel voedsel wees. Hy moet my stapel voedsel wees. Vanoggend, toe sit ek in die geheime plek terwyl ek voorberei en ek sit daar. En ek eet. En ek eet net, en ek ontvang net, en wanneer ek praat van eet, ek is nie besig om 37 hoofstukke uit die Bybel te lees nie, dit ook, maar waarvan ek besig is om te praat, ek sit net in sy teenwoordigheid, en ek beleef hom, en ek sit, en ek voel eintlik of ek binne in 'n broeikas is, want ek voel letterlik hoe die Here besig is om my met sy gees op te vul van wie hy is, en ek is besig om te eet, en te verteer, en dit raak deel van my wese. En dis hoekom Jesus Christus van Nasaret ons uitnooi in 2 Petrus 1 vers 3 tot 4, waar hy sê, ek het vir julle alles gegee wat nodig is vir lewe en goddelikheid. Hy sê nou so, ek nooi julle uit om deelnemers te raak aan my heilige natuur. Miskien kan julle om toe gaan, dit is die laaste skrif. 2 Petrus 1 vers 3 en 4 jaar. Hy sê, ek nooi julle uit na heiligheid. Ek nooi julle uit om deelnemers te word van my natuur. Kom ons lees hom. Deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang, en deur dieselfde krag het hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat jy deel gekry het aan sy goddelike natuur. So het hulle vrygekom van die proses van agteruitgang, wat as gevolg van die neigings van ons menslike natuur, oral, alles en almal, het sag word het. Hy nooi jou uit na sy lewe. Hy nooi jou uit, soos Kolossense 3 sê, om sy karakter aan te trek. Om dat wanneer mense na jou kyk, dat hulle 'n belewenis met die hemel kan hê, dat hulle 'n belewenis met die lewende Christus hier op aarde kan hê. Net soos manna wat van die hemel uitgeval het, waarvan ons lees in die Ou Testament, in Deuteronomium en Exodus, en dit die volk gevoed het vir 40 jaar, maar wat 'n rakleeftydperk gehad het, want na 40 jaar, dat hulle die beloofde land toe gegaan het, toen was die manne weg gewees. Maar Jesus Christus, wat die vervulling van die wet van God was, wat die volheid van dit alles was die brood, die ewige brood, wat van die hemel uitgekom het. Soos dit in die woord sê. So hy nooi ons uit vir oggend om te eet. Om te eet van sy heilige natuur. Sodat wanneer ons in sy gesig gaan staar elke dag, wanneer ons by sy voete sit, dat ons soos Jesus kan begin werk. Sy hart, sy karakter, sy lewe. Om te eet, om toe te laat, dat dit deel kan word van ons wese. En ek wil nie veel verder lees nie, want ons gaan lees Johannes 6 verder, dit is so 'n diep stuk. Maar dit praat daarvan toe, hoe meer Jesus met hulle begin praat het en gesê, ek het die ewige lewe. En as jy van my eet, sal jy vir ewig lewe.
En hy het begin praat met hulle oor dat hulle hom moet eet. En hulle was verward geweest, want hulle het begin dink, die man het vreemde neigings. Hy het gedink, hy praat hierso van, wanneer hy sê, eet my liggaam, is hy besig om hierso te sê, eet jou fisiese liggaam, want hulle het nie verstaan nie. En het sê in die woord, dat baie wat saam met hom geloop het omgedraai gegaan. Baie het gegaan. Want op daai oomblik, raai wat, hulle het nie verstaan nie, maar weet jy wat het ook gebeur? Hy het gesê, ek gaan nou nie vir julle ietsie gee om julle fisies te bevredig nie, en hy het omgedraai en van hom weggegaan. Kom ons gaan soek een ander genie, wat vir ons gaan gee. Ek onthou jare terug, toe ons aan Daniel geopereer het en bediening gehou het, maar ons op so gereelde basis, ek onthou hoe mense, want ons het op werklikse basis, het ons kos uitgedeel, ons kos gekoop en kos uitgedeel, en ek onthou, maar mense, al honderde mense gekom, en want hulle was desperaat, hulle het 'n behoefte gehad. Ek is nie bezig, geloof my, as ek so wil weer kyk en besef, ek is wanneer as jy vir 'n dag nie geëet nie, so ek is nooit bezig om te veroordeel nie, maar ek onthou net, hoe baie van my mense, die motief was, hoe sit jy dan, bring ons die woord, die focus was, sê nou wat jy nodig het om te sê, so dat jy vir my Marita kos kan gee. Die kos, dit is omdat nou hier is. Let's get over, kom ons kom verby die formaliteite, daai goed wat jy moet sê oor God en al goed, ek sal nou bereid wees om te sit vir 1 halfuur, maar let's get to the good stuff. My maag, pyn, ek wil eet. En my gebed vir myself, is dat ek nooit op my punt sal kom, waar ek net agter die lewende God aangaan, oor wat ek wil kan kry. En die realiteit is, hy is die voorsiener, hy is die wat gee. As soos Moses gesê in die woestyn, Here, as jy nie saam gaan nie, bly ek vandag hierso. As jy nie saam met ons na die beloofde land ingaan nie, dan bly ek net hierso. Dit is die gees wat lewend maak. Ons geen wins in die vlees nie. En Jesus eindig daai gedeelte en hy sê, hy vra vir sy disippels, dat jy nie ook al weggaan nie, al jy ons gaan. Ons 'n groepie van hulle kan. Sê, julle het nog gaan nie. En vir my een van die mees kosbaarste woorde wat in die woord gespreek word, is in Johannes 6, vers 68, miskien, ek het dit 68 of John 6, Johannes 6, denk is 67 en 68, daar sê, Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? Een woorde wat lewe gee. Waar sal ons gaan, John? Hy die woorde wat lewe gee. So ek sluit af. Laat ons begin eet. Daagliks van hierdie boek. Want Jesus Christus van Nasaret, hy is die lewende woord, soos Johannes 1:14 sê, dit sê, die woord het vlees geword en oor ons kom woon. Laat ons eet elke dag van sy karakter, van sy hart, van sy lewe en laat ons nie rondspeel nie. Dan kan jy miskien my fotootjie opsit van my Dr. Kimmery, wat sy ek eet, ek nie vir iets wees. Ek het nog vanoggend die foto, die uur voor die dienst, kyk hoe lekker eet daai dametjie. Kan julle sien dat sy besluit, sy gaan hierdie ding ten volle geniet. Daar's 'n manifestasie op haar gesig, stem julle saam. Haar gesig manifesteer dat sy daai geniet. En ek wil julle met hierdie prentjie laat, nee. Dat wanneer ons tyd met die Here spandeer, dat wanneer ons elke dag van die brood van die lewe eet, laat ons so lyk.
Laat ons dit geniet, laat almal kan sien dat ons het van Jesus geëet. Laat almal kan sien, want dit is soos hy skryf in Matteus 26:73, waar Petrus, hy verloon Jesus. Hy sê vir die meisie, ek ken daai man nie, die derde keer, hy sê ek ken hom nie. En weet jy wat was haar woord? Haar woord is, die manier hoe jy praat, verklap dat jy met Jesus was. So selfs al probeer ons dit wegsteek, laat mense aan die manier ons praat, aan ons aksies sien, dat ons met Christus Jesus was. Soos Charles Spurgeon gesê het, hy het gesê, wanneer ons in die woord van God inklim, sy laat dit wees, nie soos die voëls, wat net so van 'n hoogte af afkyk na die blommetjies, en van 'n hoogte dit aanskou, van 'n hoë plek, en net so bescan oor dit, en net so half, hier is die versie van die dag nie. Maar wat hy sê, laat julle wees soos bye. Want wat die bye doen, hulle duik af van die hoogtes af, en hulle duik in, daar elkeen van die blomme in, en hulle gebruik hulle noem die proboscis, ek weet nie wat se Afrikaanse woord, maar dis die wetenskaplike naam. En hy gaan en hy suig al die nektar uit die blommetjies, en terwyl hy daar besig is, word sy bene vol van die styfmeel, sodat wanneer hy uit die blommetjie uit beweeg, en hy gaan in die wêreld in, gaan impakteer hy oral waar hy gaan. Stel hy van daai sappe en daai styfmeel stel hy vry, wat hy release of vrystel rondom die atmosfeer rondom hom, en laat ek en jy, laat ons daai wees, dat wanneer ons eet, sodat wanneer ons eet van hierdie woord, en wanneer ons eet van Christus, dat wanneer ons dit inneem, dat ons sal kan uitgaan, en dit wat, selfs om net in die verbygaan van ander, dat mense deur die styfmeel geïmpakteer sal word, omdat ons met Christus was. Want julle, moenie dink, jy eet net vir jouself nie. Besef julle, wanneer ons eet ons vir ander ook. En dis sad, dit is hartseer, want almal moet opgaan met die berg, maar die realiteit is almal doen nie. So wat ek vir julle probeer sê is, die Here het my 'n prentjie gewys van 'n pappa of 'n mamma voeltjie, van 'n klein voeltjie wat in 'n nes is. Het jy al gesien, dan kom die pappa en dan staan sy kies toe so vol, hulle wil nie kies toe nie, maar hulle mond is vol, dan maak hulle mooi mond oop en dan gooi hulle die wurmpie of wat ook al hulle wat het, gooi hulle in die monde van die voeltjies, sodat hulle kan groot word. En dis die prentjie wat die Here vir my kom wys het, dat ek kom vang, sodat ek vir ander kan gee. So ek het vanoggend geëet. Ek het hierdie week geëet, sodat ek met julle kan deel. Net so moet elkeen van ons eet, van die brood van die lewe draad. Keep on eating the bread of life, because he's the sustainer. Hy is die een wat jou that sustains you. En Vader, ek wil U eer, Jesus, dat U vir ons hierdie uitnodiging gegee om te kom eet. Vader, ek wil kom vergifnis vra vanmôre oor ek waar my fokus was nie op die brood van die lewe nie, nie op U was nie, maar my fokus was op die brood, die fisiese brood wat versluit, wat verslaan, wat 'n tydelike rakleefheid het. Jesus Christus, my gebed vanmôre is deur die Gees, dat U elkeen sal lei wat U so sê, daar waar ons in ons hart, en ons weet waar ons fokus is, Here. My gebed is vanoggend dat U ons fokus weer kom belyn. En ek wil vir jou vra, as jy wil, as jy nodig het dat, en dan gaan net ons bid, ek gaan niemand vra vorentoe te kom nie, as jy wil hê, dat die Here jou fokus moet belyn vanmôre, om hom die optimale een te maak vir wie hy is. As jy vanoggend ook wil sê, Jesus, ek besef dat U het gekom om die brood te wees, nie net om brood te gee nie. As jy met daai saamstem vanmôre, wil ek jy moet opstaan. En dan gaan ek vir ons bid.